1, 2, 3. Rustig. Welkom by nog 'n Storybeer storie. Luister lekker saam. Jesus maak die storm stil. Jesus het baie besig geword met sy lering en genesings. Oral waar hy gegaan het, het skare mense hom gevolg. Hulle wou na sy stories luister, sien hoe hy siekes gesond maak en meer leer oor God se koninkryk. Een aand, na 'n lang dag van lering, was Jesus baie moeg. Hy het vir sy disippels gesê: Kom ons gaan na die oorkant van die see." Hy het bedoel die see van Galilea, 'n groot meer waar baie van die disippels wat vissermanne was, dikwels vis gevang het. Die disippels het in 'n boot geklim en Jesus het saam met hulle gegaan. Daar was ook ander bote wat saam met hulle gevaar het. Terwyl hulle oor die water gevaar het, het Jesus na die agterkant van die bootjie gegaan, 'n kussing gevat en gaan lê en slaap. Hy was regtig baie moeg na 'n lang dag se werk. Terwyl Jesus geslaap het, het iets onverwags gebeur. 'n Groot storm het skielik opgekom. In daardie gebied kon storms baie vinnig opkom, sonder enige waarskuwing. Die wind het begin waai en die golwe het al hoër en hoër geword. Die golwe het oor die kant van die boot geslaan en die boot het begin vol water word. Die disippels was baie bang. Baie van hulle was ervare vissermanne wat gewoond was aan die see, maar selfs hulle was bang vir hierdie storm. Hulle het gedink dat die boot sou sink en dat hulle almal sou verdrink. Maar wat van Jesus? Hy was aan die slaap in die agterkant van die boot, met sy kop op die kussing. Die storm het hom glad nie wakker gemaak nie. Die disippels kon nie glo dat Jesus kon slaap deur so 'n verskriklike storm nie. Hulle het na hom toe gehardloop en hom wakker gemaak. "Meester," het hulle geroep, "gee U nie om dat ons vergaan nie?" Jesus het opgestaan en na die woeste storm gekyk. Die wind het gehuil en die golwe het in die boot geslaan en die reën het neergeplas. Maar Jesus was glad nie bang nie. Hy het na die storm gekyk en met 'n stem vol gesag gesê: "Stilte, wees stil." Dadelik het die wind gaan lê. Die golwe het bedaar. Die hele meer het heeltemal kalm geword, so kalm soos 'n spieël. Dit was asof die storm nooit eens gebeur het nie. Die disippels kon hulle oë nie glo nie. Een oomblik was hulle lewe in gevaar en die volgende oomblik was alles rustig en stil. Jesus het net gepraat en die storm het hom gehoorsaam. Toe het Jesus vir sy disippels gevra: "Waarom is julle so bang? Het julle nog geen geloof nie?" Die disippels was nou nog meer verbaas en 'n bietjie bang, maar op 'n ander manier. Hulle het vir mekaar gefluister: "Wie is hy tog dat selfs die wind en die see na hom luister?" Hulle het besef dat Jesus nie 'n gewone mens was nie. Gewone mense kan nie aan storms bevele gee nie. Gewone mense kan nie die wind en die golwe laat bedaar met net 'n woord nie. Net God het mag oor die natuur. Die disippels het begin verstaan dat Jesus werklik die seun van God was, met God se krag en gesag. Hierdie wonderwerk het die disippels geleer dat hulle Jesus kon vertrou, selfs in die ergste storms van die lewe. Al lyk dit asof hy slaap, is hy altyd daar en altyd in beheer. Niks is te moeilik vir hom nie, selfs nie 'n woeste storm nie. Onthou dat Jesus sterker is as enige storm. Wanneer jy bang is of wanneer probleme jou oorweldig, kan jy altyd na Jesus roep, net soos die disippels gedoen het. Hy is by jou en hy het die krag om enige storm in jou lewe stil te maak. Vertrou hom. Moenie bang wees nie. Fluit, fluit. My storie is uit.